Welkom terug hier by Groot Plaas. Ons het 'n bekende gesig hier in die ateljee. Hy was nie te lank terug hier saam met ons nie. Chris Burger, hy's die wildboer van die jaar en dan ook saam met hom Pieter Lamprecht. Môre manne, welkom terug Chris. Lekker om jou te sien. So ons praat nie vandag bietjie oor wildboer nie, maar ons praat oor een van die projekte wat julle gestig het daar in julle area en dis natuurlik die Matlabas Custodians. So waar die idee ontstaan vir dit? Maar ek gaan vir Pieter vra om te begin met daai en vir ons. Hy sal vir jou vertel hoe ons het begin het. Ja, dit het aanvanklik begin, daar was in ons area 'n paar plaasmoorde gewees en ons mense was in vrees daarso gewees en ons het besef dat daar tekortkominge, spesifiek my oom se plaasmoord was daar gewees in 2017 en ek en Chris lankal bevriend het toe met mekaar begin praat want as hy wel weggaan is nie vir ons 'n opsie. Hier is waar ons moet wees. En toe het ons begin gedagtes uitruil om 'n veiligheidsbeen wat ons eintlik maar net 'n straatwag waar dit begin het. Ja, en ons het gevoel, jy weet, dit begin eintlik by 'n selfsugtige ding. Jy wil jou gesin beveilig. Hoe doen jy dit? Jy moet jou gemeenskap beveilig. Dis die enigste manier hoe jy dit regkry. En ons het klein begin en ons het dit van daar af uitgebrei. Ons is oor die 2.3 miljoen hektaar groot nou. Wow. Ons het hom opgedeel in blokke. So ons is noos, oord, suid, wes met 'n paar ander dele ook by. En dan vat ons hom af na 'n area toe, na roetes toe. So elke pad het 'n roete en 'n roetekoördineerder en elke roetekoördineerder op sy roete ken nou die mense wat daar is. So in 'n geval van nood kan 'n ou reageer. Jy weet waar die ou bly. Jy weet wie dit is, jy ken daai ou persoonlik as jy die roetekoördineerder is. En so het ons die struktuur so afgebreek dat ons so groot area, jy weet, nog steeds kan goed beveilig. Al het dit bietjie uit hand uitgeruk met die size. Toe julle nou bietjie begin hierdie ding groter maak, was mense baie gewillig om in te spring en te help en te sê 100% ons is agter julle? Ja, daar's 'n klomp mense, ek dink hulle sien ons voorbeeld werk en ons 'n klomp mense wat wil deel raak. So dit is hoe dit groei. Mense sien dit werk en ons het dit klaar, weet ons het klaar al die foute gemaak. So hulle hoef nie die wiel te herontwerp nie. Ons kan heeltyd, jy weet, net mense bybring en ons is meer as bereid om enigiemand wat dit wil doen, so struktuur te wil op die been bring om hulle te help om so ding nie noodwendig saam met ons nie, maar hulle kan hulle eie ding doen, maar ons is meer as welkom, meer as bereid om hulle te help om die ding te groei en in plek te kry en hulle te wys hoe om dit te doen, dit werk. So een van die groot goeders wat julle natuurlik ook in plek gesit het is die gebruik van soos hommeltuie, drones, kameras en al hierdie tipe goeders. Wat was die belangrikste dele wat julle moes insit in hierdie netwerke in om seker te maak, jy weet, tegnologie speel 'n rol? Kyk, aanvanklik toe ons begin het ons net patrollies gery. En die patrollies het gehelp, die visuele polisieering in die aande, padblokkade saam met SAP. Maar is tydsaam, né? Nee, dis absoluut tydsaam en die padblokkade saam met SAP. Dit het alles gehelp as ons nou kyk. Ek is op roete E en op ons roete toe ons aanvanklik met dit begin het ek 6-7 voertuie in die aande gekry. Huidiglik, jy's gelukkig as jy 1 voertuig kry. So die visuele polisieering het definitief gehelp. Maar ons het besef dit is nie genoeg nie, want jou slim misdadigers, nee, hulle werk tye uit en so aan en hulle begin meer. En natuurlik daar was ook 'n plaasaanval in ons gebied gewees wat ons hele plan was in plek gewees. Mense het roetes toegemaak. Ons praat nou van 2.3 miljoen hektaar en so kan ons aktiveer kom ons sê wes of suid. Ons aktiveer hulle in 'n kwessie van 20 minute kan daai hele gebied toe wees. En ons het dit gedoen, maar as gevolg van die feit dat dit te laat die boodskap deurgekom het, was die ouens uit die area uit gewees. En ons het toe begin oorskakel na tegnologie toe, soos wat jy genoem het. En die tegnologie was die deurslaggewende faktor. Daar het ons begin baie beter suksesse kry om proaktief ook te kon optree. En dit het vir ons ook gehelp om patrone vas te stel, om baie meer presies te kan optree. En dit het natuurlik ook
baie beter samewerking met SAP gebring, want hulle het ons oë nodig om daai verskil te maak. So heiliglik werk ons eintlik baie goed saam met SAP van die begin af, maar nou is dit wat ons het onmisbaar vir hulle. Ek dink hulle is baie dankbaar daarvoor, want soos wat ons weet, hulle het nie genoeg mannekrag nie, so enige tyd wat die gemeenskap bietjie inspring met die inisiatief, is hulle ook baie vinnig om dit te ondersteun. Maar ons het baie kykers nou in ander areas van die land. Ons weet misdaadsyfer is hoog. As julle ons nou 'n bietjie advies kan gee oor waar om te begin met inisiatief soos hierdie in 'n ander deel, ouens wil dalk kom ons sê in die Noord-Kaap, iewers in die Wes-Kaap, Vrystaat, wil hulle iets soortgelyk begin. Wat se strukture moet hulle volg en wat is die nodige stappe? Ja, ek sal sê die beste is ou wil nie die wiel herontwerp nie. Daar's 'n ding wat werk, ons struktuur werk redelik. So ek sal enige iemand aanraai wat ons wil naboots. Jy weet en wat wil doen wat ons doen om met ons kontak te maak. Jy weet ons is meer as bereid om te deel hoe dit is. Hulle kan hulle eie ding doen, maar ons sal hulle vir hulle wys wat ons gedoen het, wat vir ons gewerk het en wat nie gewerk het nie. En ek dink, jy weet, ou wil nie met so iets, wil jy nie die wiel herontwerp nie. Ou wil van vooraf jy wil die regte goeders doen. Want dit is waar julle hart lê, net natuurlik is by julle mense, by die boere, julle wil graag teruggee. So as iemand graag wil bietjie kontak maak, julle deel gerus julle kennis. Verseker. Hoorie, en dan as mense wel wil kontak maak, hoe kan hulle te werk gaan daarmee? Kyk, ons het hulle kan ons op ons webtuiste kan hulle met ons kontak maak, matlabascustodians.org, en hulle kan op 'n WhatsApp nommer wat hulle gesê het op die skerm gaan wees, kan hulle ook vir ons kan julle ons kontak en hulle kan met Lisel of Jackie kontak maak. Sy sal enige navraag na ons toe verwys en ons sal julle help. Okay, fantasties. En dan net so laastens, kom ons praat net gou oor hoe soortgelyke projekte. Dink julle dit is iets wat 'n gemeenskap definitief na moet kyk? Ongetwyfeld, as ek kyk die sukses wat ons het heidaglik, is ons die veiligste area in Limpopo as gevolg van dit wat ons doen. Polisiestasies in ons gebied kry die toekenning vir die beste stasie in die gebied, en ek meen die polisie het self vir ons gesê, was dit nie vir julle ondersteuning, sou dit nie moontlik gewees het nie. So dis baie lekker en ons werk saam met verskeie organisasies om 'n verskil te maak. Ek dink dit is ook van kardinale belang om hande te vat. Ons werk saam met die SAP, saam met bedreigde spesies, saam met verskillende sekuriteitsmaatskappye ook in die gebied, en regdeur, kom ons sê nou maar byvoorbeeld vanaf Brits regdeur tot by Ellisras, Valwater. Daar is 3 beheerkamers wat dan in tye van nood kan aktiveer. Ons het ons eie beheerkamer op Ellisras wat dan daai 2.3 miljoen hektaar dien, sodat in die nag as daar moeilikheid is, die beheerkamer is daar om die SAP te skakel. Die mense te so vinnig as aktiveer. moontlik aktiveer. Dis korrek. Hoor die ouens, baie dankie dat julle kom gesels het en dankie vir die inisiatief. Chris, ons sal mekaar weer sien. Pieter, ek weet ons gaan ook mekaar weer 'n bietjie sien, so dankie dat julle kom kuier het. Dis Chris Burger, ons wildboer van die jaar, en Pieter Lamprecht wat met ons kom gesels het oor hulle inisiatief, die Matlabas Custodians. So gaan kyk gerus daarna as dit 'n inisiatief is wat jy in jou area wil begin. Dis dit vir Groot Plaas vanoggend. Ons hoop jy het 'n lekker oggend en ons sien mekaar weer môre.